Amen. Amen, lieve vriende. Ons kyk weer na die blye boodskap. Dit bly altyd 'n blye boodskap. As jy die Bybel eers verstaan, dan is daar geen ander boodskap as die blye boodskap nie. Want God was so goed geweest dat hy in al ons behoeftes voorsien het voordat daar enige kennis van behoeftes was, het hy reeds alles geken. Deur sy voorkennis het hy ons geken, presies geweet waar ons behoeftes sou lê. En hy het alle behoeftes het hy vervul. Ons deel is om 'n goeie verhouding met hom te hê en so deur die realiteite te kom, sodat ons absoluut leer dat daar geen probleme is wat te groot is vir ons nie, want hy wat in ons woon is groter as enige probleem. So dis die verhouding met hierdie groot God is een van die belangrikste fasette wat daar in die hele evangelie is. En jy kan nooit 'n verhouding met God hê sonder die kennis van die woord nie, want dit is die woord wat God openbaar. As jy maar net dink aan Johannes 1 vers 18 en Kolossense 1 vers 15, wat byvoorbeeld sê dat Christus het gekom om God bekend te stel of God te openbaar, om vir die mens te wys wie hierdie groot God werklik is en hoe liefdevol hy werklik is. Dan sien jy dat die lewe van Christus het die hele Ou Testament op sy kop gedraai, want dit was nooit die realiteit van wie God werklik was nie. Dit was die mense indruk van hierdie groot God wat in die Ou Testament beskryf is. So dis baie belangrik dat ons na die Nuwe Testament kyk. Ons weet dat as daar 'n Nuwe Testament is, dan is die Oue tot niet geraak. Ons lees dit in Hebreërs 7 vers 18 en 19. Dit is baie belangrik dat ons na die skrifte aanhoudend na die skrifte kyk en begin besef hoe dat die Nuwe Testament 'n skat is wat die mens verkry het, wat onberekenbaar groot is. En so dis baie belangrik dat ons kyk na hierdie skriffies wat ons oor en oor herhaal en sien hoe dat dit van die begin af die werklikheid was. Dit het nie werklikheid geword nie. Dit was altyd God se waarheid, was 'n waarheid wat van ewigheid af bestaan het. En sy liefde is 'n liefde wat van ewigheid af bestaan het. Sy besluite was 'n besluit wat van ewigheid afkom. Hy het nie besluite wat hy verander het nie. In die Ou Testament is daar wel gedeeltes waar die skrif dit wil voorgee, maar dis heel anders as jy na die Nuwe Testament kyk en sien hoe dat Christus die mens kom bekendstel het, Christus die vir God kom bekendstel het. 'n Absolute werklikheid wat jy dan kan begin belewe, en as jy dan die voorkennis van God begin besef en besef dat elke probleem wat ek ooit sal oorkom, is dit wat hy vir my beskore het en my die krag gegee het om daardeur te gaan. So hy is die een wat voorsien. Ek dink ek wil net weer vir ons 2 Petrus 1 vers 3 en 4 lees. Hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Dis nie iets wat hy nou na die tyd kom doen het, of terwyl jy eers 'n behoefte het, daai behoefte kom voorsien nie. Nee, hy het dit gedoen van die begin, voor die grondlegging van die wêreld,
het hy jou hele geskiedenis in sy hande gehad. Hy's altyd teenwoordig, hy's altyd in die teenwoordige tyd. En God is nie in tyd nie. Hy was teenwoordig 'n miljoen jaar terug en hy self teenwoordig in die toekomende tyd. Hy's altyd in die teenwoordige, hy het net 'n teenwoordige tyd. So dit is so belangrik om te weet daar is niks wat jy ooit sal ondervind waarvan God nie geweet het nie. Nee, hy het ons alles geskenk nou. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So die verhouding met hierdie God is ontsettend belangrik. As jy nie daardie verhouding het, kan jy nie in die gees beweeg nie. En alleen as jy in die gees beweeg, wandel jy in 'n oorwinningslewe dag na dag. Nie om skielik bekommerd te raak en te dink hier's nou 'n groot probleem nie. Daar is nie 'n probleem groter as die antwoord wat binne in jou is nie. Ek dink ek wil dit weer sê. Daar is nie 'n probleem groter as die antwoord wat binne in jou is nie. Die antwoord is altyd en jou lewe, jou verhouding is met die antwoord. Hy is jou antwoord. Ek noem net weer vir ons 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê hy is ons wysheid. Dis die gees lewe is die wysheid van God. En dis daarin wat jy moet wandel dag vir dag. Want hy het alles geweet. Hy het jou hele toekoms in sy hande gehad. En hy het reeds die antwoorde voorsien. Jy moet net die antwoord beleef deur 'n intieme verhouding met hierdie groot God te hê en hom te erken. En dit is so belangrik. Dit maak nie saak of jy die grootste siekte te beurt val, die grootste ongeluk of wat dit is nie. Maar as jou lofprysing nie groter as die probleem is nie, sal jy nooit in 'n oorwinningslewe kan leef nie. Jou lofprysing moet altyd baie groter wees, want die antwoord is in jou. Jy moet so lyries wees oor hierdie verborgenheid, dat Christus nou jou lewe is, dat hy in jou is. Hy is die antwoord vir elke probleem. Ons weet mos nou, ons ken die stories baie goed van Paulus en Silas in die tronk. Paulus se Macedoniese roepstem gekry in die nag en hy sê vir Silas, kom, ons moet Macedonië toe gaan. Daar is iemand wat ons bitter nodig het. Gaan soontoe. Die eerste ding wat hulle met hulle gebeur is hulle word, terwyl hulle daar probeer bedien, word hulle stukkend geslaan, klere van hulle afgetrek en hulle word in die gevangenis gewerp. Nou, hierdie realiteit om in die gees te beweeg is so belangrik. En Paulus dink nie vir een oomblik aan die natuurlike nie. 12 uur in die nag, terwyl dinge baie moeilik vir hulle is, sê hy vir Silas, kom ons loof die Here. Jy sien, as jou lofprysing nie groter as jou probleem is nie, kan die antwoord nie manifesteer nie. En hierdie tronk begin skud, die deure gaan oop, die kettinge val af, en nie lank nie, toe ontmoet hulle die man wat die Macedoniese roepstem eintlik in sy nagtelike verlange tot 'n werklikheid geroep het. En hier kom Paulus, en terwyl hy glad nie verstaan wat aangaan nie, sê Paulus vir hom, terwyl hy homself wil doodmaak, sê Paulus, nee, nie die ding in die natuurlike kyk nie. Kyk, ons is almal hier, alles is nog reg. En Paulus begin die evangelie aan hom verkondig. Daardie selfde nag word hy en sy hele huis kom tot redding, word gedoop,
Hulle was Paulus en Silas se wonde, vat hulle terug na die tronk toe, sluit maar weer toe. En wat het gebeur? Alleen omdat Paulus en Silas se lofprysing groter was as hulle omstandighede, het hierdie realiteit wat in elke mens is, die antwoord wat in elke mens is, manifesteer skielik. Want God het 'n verbond met jou, dat hy sal daai verborgenheid wat van die evangelie, dat Christus nou in jou is, hy sal dit in stand hou. Dis 'n verbond wat hy met jou het. So, dit is so belangrik, dat ons hierdie realiteite sien, en dat ons daarin begin wandel, elke dag, en weet, dat hierdie groot God, het reeds vir ons, in sy liefde, in sy reddingsplan, het hy reeds vir ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Hy sê, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Jy sien, sy kennis, sy deeg, sy werksverrigting, alles sy liefde wat hy aan ons kom openbaar het. En dit is dit wat ons moet begin besef, dat God is vir ons en nie teen ons nie. Dit maak nie saak wat met ons gebeur nie, God is altyd vir ons, en hy kan sy verheerliking verkry deur ons geloofsoortuiging, dat die antwoord is binne in ons, en ons moet daardie antwoord altyd so waardeer, dat ons in 'n lofprysing is, gedurig, maak nie saak wat gebeur nie. Eerste ding wat u doen, is gaan in 'n lofprysing in, want u het die antwoord in u. En dit is so basies, maar die mens mis dit by 100 myl, deur hulle eie pogings toe te pas, in steede wat hulle by die kennis van die woord bly. Is daarom wat die woord sê, dat hierdie woord is gees en lewe. Hierdie woord is die werklikheid. Daar's nie 'n ander werklikheid nie. Nou, ek wil miskien 'n baie radikale stelling maak, want ek kom jare deur die Pinksterbewegings en realiteite. En die mense het sulke misopvattings in verband met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is hierdie woord. Hierdie woord is die Heilige Gees. En as jy nie die woord ken nie, dan het jy geen waarde waarop jy kan terugval nie. Dit is so belangrik as jy byvoorbeeld kyk in 1 Korintiërs 14 vers 19. Dan sê Paulus, ek spreek liewer 5 woorde met kennis in hierdie skrifte, 5 woorde met kennis in hierdie skrifte, as 10.000 in 'n taal. Kyk, daar's nie 'n groter werklikheid as om die skrif toe te pas en in die skrif te beweeg nie, want God is vir jou. Hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nie, dit is sy belofte. As jy dink aan Hebreërs 13 vers 5, sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Die verborgenheid is nou binne in jou, die antwoord binne in jou. So dis 'n intieme verhouding wat jy elke oomblik het, maar jy moet dit absoluut lewend hou deur jou oortuiging, deur jou lofprysing. Alleen lofprysing kan vir jou realiteite 'n werklikheid maak. In die middel van die nag, lofprysing. Wanneer jy tot 'n bekommernis kom, lofprysing die antwoord. Dit is altyd die groot werklikheid waarin ons moet staan. Hoor net wat sê vers 4 van 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het.
Hy het aan ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk. Kan jy 'n belofte noem? Al klink dit vir jou 'n onmoontlike grootheid hierdie in jou denke, daardie belofte, dan is dit nogtans dit wat hy vir jou geskenk het. Hy het jou die grootste beloftes geskenk. En dit is al die tyd 'n werklikheid, maar jy moet dit besing. Hy sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wat is die goddelike natuur? Dis om in die gees te beweeg, om in die woord te beweeg, om absoluut hierdie magtige beloftes in die skrifte te ken en dit nie oor en oor te besing nie, maar te besing met 'n werklikheid, met 'n dankbare oortuiging dat dit 'n werklikheid is. Jy verheerlik nie God deur iets wat jy hom oor en oor vertel nie. Hy het jou dit geskenk, dis 'n geskenk wat hy gegee het, en sy geskenke is onberoulik, Romeine 11, sy geskenke is onberoulik, hy sal dit nooit terugvat nie. So, jy versterk net jou eie geloof, deur hom te verheerlik oor dit wat hy aan jou geskenk het. En hoe meer jy jou geloof versterk, hoe gouer gaan die antwoord manifesteer. So die werklikheid om die gees te beweeg is absoluut die realiteit wat gekom het om te bly. Ons lees in Hebreërs 1 byvoorbeeld. Ek gaan van vers 1 af lees. Hy sê nadat hy baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders en die profete, het hy in hierdie laaste dae, in die dae waarin ons beweeg, het hy tot ons gespreek deur sy seun Jesus Christus. Soveel jare het die Ou Testamentiese mense verlang na daardie antwoord, verlang na deurbraak, verlang dat God betrokke moet raak by die mens. Kan jy dink tot watter mate vir jare, duisende jare, daardie diepe verlange gehad dat God moet tog 'n antwoord skep. Daar moet tog 'n deurbraak kom. En toe kom die grootste deurbraak wat die wêreld ooit geken het. En Jesus Christus word in die vlees gebore. God word in die vlees gebore en kom kuier by die mens en kom vertoon homself aan die mens wie hy werklik is. Daardie groot liefde wat die arme mense bedien het. Jy lees daarvan in Johannes 4 dink ek. Dit is so belangrik dat ons na die skrifte kyk en sien hoe dat hierdie groot God absoluut gekom het om die sondaars te bedien en aan hulle die wonderlike werklikheid te bring dat hy is die antwoord. En om dit dan duidelik vir hulle te maak, laat hy toe dat die sonde hom vernuweer en doen niks daaraan nie. Hy sterwe en hy maak daardie sonde tot niet aan 'n ou ruwe kruis. Maak hy daardie sonde wat hom getreiter het, wat u treiter, want hy het namens u gesterf. Maak hy al daardie sonde en ongeregtigheid tot niet. En hy bring 'n nuwe realiteit voor, die verborgenheid van die evangelie, die realiteit van Christus, die antwoord in sy volle kapasiteit wat nou binne in u en my woon. En dit is ons deel nou om hom te loof en te prys en te weet dat hy is die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 19,
2 Korintiërs 6 vers 17 tot 19 sê almal, julle liggame is nou die tempel van die Heilige Gees en die Heilige Gees woon in julle. Dit is so belangrik dat ons volgens die skrif en in daardie oortuiging, in daardie absolute oortuiging begin wandel, elke oomblik, en ons mense begin versterk met daardie oortuiging dat Christus is vir hulle en nie teen hulle nie, dat hy woon in hulle, hy het sy woning kom maak in hulle liggame is nou 'n tempel van hierdie groot God, en hy is altyd by hulle. Jy kan op geen manier van hom ontslaa raak, behalwe om hom te verwerp deur jou eie kennis nie. Dit is so belangrik dat ons dan 'n intieme verhouding met hom het, dat ons intiem weet en daardie kennis vir onsself so toeëien, dat ons absoluut in hierdie kragtige werklikheid wandel. Hoor net wat sê in vers 2 van Hebreërs 1. Hy sê wat hy is erfgenaam van alles aangestel het, Jesus Christus, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, sê die King James. Hy wat die afskynsel is van die heerlikheid, die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Hy het die reiniging van sonde bewerk. Daar is nie nog 'n reiniging wat moet kom nie. Daar is nie nog 'n vergifnis wat moet kom nie. Hy het dit bewerk. Jou deel is om te glo, om te aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. Kan jy dink, as ons hierdie magtige beloftes van God absoluut aanvaar, hierdie verborgenheid van die groot hemelse Vader, wat nou binne in ons woon, groter is hy wat in julle is, sê die skrif vir jou oor en oor, is hy wat in die wêreld is. Hy is groter as elke een van jou probleme of jou omstandighede. So vertrou hom en leef absoluut in die verborgenheid van die evangelie, sodat julle absoluut die vryheid kan ondervind. Ken die waarheid, en Johannes 8 vers 32, 36, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. En as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dit is die posisie waarin jy self nou moet bevind. Kyk in die skrifte en laat die skrifte jou oortuiging word. Amen.